Ons as mensdom het nog altyd probeer om hoogtes in ons lewens te bereik. En sommige kere was daar die hoogtes fisiese plekke. Hoogtepunte soos om strategies geplaas te wees op 'n hoogte voordat ons vyande ons aanval sodat ons die oorhand oor hulle kan kry. Of hoogtes sodat skepe wat in die diepsee is of ergens waar mense op reis is in die land 'n baken kan hê waar volgens hulle kan beweeg. Of dalk 'n hoogtepunt wat 'n uitkykpunt vir ons kan wees sodat ons so ver as moontlik na die wêreld rondom ons kan kyk. Hoogtes kan partykeer fisiese plekke wees, maar dit kan ook simboliese of metaforiese plekke in ons lewens wees. Wie van ons wou nie nog ooit 'n hoogtepunt bereik het in die sportsoort wat ons beoefen, in ons akademie of in ons werkslewe nie? Almal van ons wil 'n simboliese of 'n metaforiese hoogtepunt bereik, want dit gee vir ons 'n gevoel van eie waarde en 'n gevoel van waardering. Ander wat ons waardeer of ons wat onsself in die proses waardeer. Maar in die Bybel kry ons twee verskillende hoogtepunte wat teenoor mekaar afgespeel word. Die een hoogtepunt vertel ons ietsie van die hartklop van die Here, terwyl die ander hoogtepunt vir ons ietsie vertel van ons as mense se hartklop. In Genesis 11 kry ons die baie bekende verhaal van die mensdom wat 'n toring wou bou. Die mens het nuwe tegnologie tot hulle beskikking gehad, hulle het asfalt gehad en hulle het gebakte stene gehad, iets wat totale nuwe tegnologie was, en hulle wil hierdie nuwe tegnologie gebruik om 'n toring te bou wat tot aan die hemel kan raak. Hoekom? Want die mens was eintlik in 'n sekere sin arrogant. Hulle het gedink dat hulle tegnologie vir hulle verlossing kan bring. Hulle tegnologie kan vir hulle allerhande hoogtepunte in hulle lewens laat bereik. En hulle wou juis hierdie hoogtepunt uitbeeld deur 'n toring wat so hoog is dat dit aan die hemele kan raak. En so wil hulle eintlik vir die wêreld geadverteer het en dalk vir die Here geadverteer het hoe oulik hulle is. In 'n sekere sin sou 'n mens kon sê, dalk wou hulle vir die Here wys dat hulle die Here nie meer nodig het nie, dat hulle in hulle self vir hulle self genoeg is. Aan die ander kant kry ons 'n ander prentjie van 'n hoogte, en daardie hoogte vertel vir ons iets oor die hartklop van God. In Genesis 28 word die verhaal vir ons vertel van Jakob wat op pad na Haran 'n droom gehad het. En in hierdie droom het hy trappe gesien. Trappe wat na die hemel toe uitgereik staan, en die Here wat aan die bopunt van die trappe staan, en engele wat op en af teen die trappe beweeg. In hierdie geval is die hele situasie van die toring van Babel omgekeer, waar die toring van Babel die hartklop van die mens ontbloot het, van die mens wat dink hulle kan self uit hulle eie krag en uit hulle eie vermoëns na die hemel toe gaan, wys Genesis 28 vir ons die ander kant van die muntstuk. Die liefde van God, die Here wat sê, ek trap die tree af na jou toe, ek trap die trappe af na jou toe, ek steek my hand in liefde na jou toe uit. Al wat jy hoef te doen is om in liefde en in dankbaarheid my hand te neem en saam met my op pad te wees. Die Here kom nie in arrogansie na ons toe af nie, hy kom nie na ons toe af om vir ons te kom sê hoe wonderbaarlik hy is nie. Hy kom af na ons toe omdat hy 'n genadige en 'n liefdevolle God is. Hy ontbloot eintlik deur hierdie trappe van Jakob vir ons ietsie van die liefde en die genadige hartklop van sy hart. In watter baan lewe ek en jy? Watter tipe hoogtepunt smag ons na? Is ons dalk te veel gefokus op die torings wat ons bou om vir die wêreld te probeer wys, kyk hoe oulik is ek. Ek kan enige hoogtepunt bereik wat ek wil uit my eie kragte en uit my eie toedoen uit. Of besef ons dat ons in liefde en in genade aangeraak is deur 'n Here wat gekies het om in Jesus Christus af te kom na ons toe, die trappe af te loop na ons toe, om vir ons te kom wys hoe ware liefde lyk. Mag ek en jy elke oomblik van elke dag met waarderende oë na onsself kyk, maar besef dat ek en jy nie die begin en die einde, die Alfa en die Omega is nie. Ons dien 'n Here wat die Alfa en die Omega is. Hemelvader, vir al die kere waar ons probeer torings bou het om vir die wêreld, maar bovenal vir U te wys hoe oulik ons is, dit bely ons voor U voete. Maar Vader, dankie vir trappe wat afkom na ons toe,
En dankie vir u seun wat u vir ons gegee het om vir ons te kom wys hoe ware liefde en verlossing lyk. Vader, help ons om ons trapbestaan te waardeer en in genade aan te gryp. En Vader, help ons om afstand te doen van ons eie torings wat ons bou. Ons vra dit alles in u naam. Amen. Baie dankie dat jy saam met my gekuier het vandag. Ons kuier verseker gou weer.